Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Besef jy dat jy kosbaar is in God se oë? Beteken dit dan dat omdat ek kosbaar is as kind van God, dat ek net kan lewe soos wat ek wil? Nee, en hier is hoekom nie. As geredde kind van God, is jy nie net kosbaar in God se oë nie, maar hy moet ook kosbaar wees in jou oë. Jou verhouding met hom moet vir jou van ontsettende hoë waarde wees. Want jy sien, wanneer 'n verhouding vir 'n mens werklik kosbaar is, sal jy dit beskerm teen enige iets wat dit moontlik mag bedreig. So wanneer ek besef hoe waardevol ek is in God se oë, moet ek my verhouding met hom beskerm ten alle koste en nie net lewe soos wat ek wil nie. Paulus sê in Romeine 6 vers 1 tot 2, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jy sien, iets wat kosbaar is, hoort nie in die modder nie. En wanneer jy jou identiteit in Christus ken, maak dit dat jy daarna streef om heilig te lewe en om jou te verhef bo die begeerte om jou heeltemal oor te gee aan sonde. Dan het jy 'n begeerte om te leef soos wat God van jou verwag. So in plaas daarvan om jou dan aan elke versoeking oor te gee, vra jy eerder jouself af, wat sou Jesus in hierdie situasie doen? En dan vertrou jy op sy krag en genade om jou te help om die regte ding te doen. God se genade is nie daar sodat ons kan verlustig in sonde nie, maar juis sodat ons kan streef na heilige lewe. Here, U woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Help my, dat my lewe U karakter sal weerspieël, en dat ek op so 'n manier sal leef, dat dit U sal eer. Lei my in my gedagtes, woorde en dade, en help my om versoeking te weerstaan, en dit te kies wat reg is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.